Hartlike goeiemôre. Ek groet julle elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. My naam is Koos Koen en ek is deel van die Molhouse Kerk se bedieningsspan. Dit is vanoggend my voorreg om 'n boodskap met julle te deel. Dit is die tweede Sondag van Januarie 2021. 'n Nuwe jaar, 'n nuwe begin, nuwe dinge wat begin en gebeur in ons lewens. En ek vermoed dit is die plan van die Here vir ons elkeen. Hy wil hê dan moet nuwe dinge gebeur in ons lewens en Konrad het verlede week in sy boodskap gepraat van transformasie. Waar elkeen van ons moet verander. Hoe verander 'n mens? Hoekom moet jy verander? Wel, ek dink 2020 met hierdie COVID-19 pandemie wat uitgebreek het vir my baie groot verandering gebring in my lewe. Maart maand verlede jaar het ek baie meer tyd op my eie begin spandeer. Ek het baie meer tyd saam met die Here begin spandeer. En ek dink dit is wat belangrik is. Baie van die predikers op Facebook en van die mense wat boodskappe dra op Facebook, bring dieselfde boodskap. Die Here wil hê ons moet aanhou om die evangelie te verkondig. Hy wil hê ons moet aanhou om die kruis te verkondig. Hy wil hê ons moet seker maak dat elkeen van julle daar buite, dat julle saak reg is met die Here, dat julle disippels word van die Here en dat julle julle kruis opneem en hom sal volg. En hoe doen jy dit? Eintlik so eenvoudig. Ek en jy moet meer tyd saam met die Here begin spandeer. Ek en jy moet hom die plek in ons lewe gee waar hy hoort. Ek en jy moet hom nommer 1 maak in ons lewens. Ek en jy moet elke dag ons Bybel vat en 'n bietjie tyd spandeer en daarin lees en die woord vat en dit mediteer. Ons moet onthou, die Here is heilig en in sy woord sê dit, omdat hy heilig is, verwag hy van ek en jou om ook heilig te word. Nou kerk van die Here, ek was self in die wêreld. Ek was ook in die wêreld en ek het ook dinge gedoen wat nie reg was nie. En in daardie tyd het ek ook kerk toe gegaan, maar ek het nog nie my hart vir die Here gegee nie. Ek was nog nie 'n wedergebore kind van die Here nie. Ja, ek het in die voorste kerkbank gesit elke Sondag, getrou elke Sondag op my pos, maar ek het nie verhouding gehad met die Here nie. En ek dink dis wat belangrik is. Ek sien die laaste paar weke al die mense op Facebook en ander sosiale media platforms praat van die wederkoms van die Here wat naby is. Ander mense stry en beklei weer oor die wegraping. As mense wat beklei oor is Kersdag regtig die geboortedatum van ons Here Jesus Christus. Ek dink vir al hierdie teoloë wat so in diepte ingaan in hierdie goed. Dis goed, dis belangrik seker. Maar vir my en jou is daar net een ding wat belangrik is. Is jou saak reg met die Here. Ek en jy moet onthou, ons het 'n opdrag gekry in Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Die Here wil hê ek en jy, dit maak nie saak of jy in die bediening staan en of jy net 'n gemeentelid van die kerk is nie. Elke kind van die Here moet gaan en hulle moet disippels maak van die nasies. Die belangrike ding is, ek en jy moet ons getuienis gebruik. Getuienis is 'n baie belangrike wapen in hierdie stryd. Dit is 'n baie belangrike metode van evangelisasie. Ek en jy moet die mense op 'n plek kry waar hulle kan besef hoe belangrik is die Here, hoe belangrik is hulle verhouding met die Here. Hoe belangrik is dit vir een en elkeen van ons om daai noue band met die Here te hê, om in sy teenwoordigheid in te beweeg elke dag. Baie mense bid ook en sê, ja, maar ek bid in die plafon vas, niks gebeur nie. Ek en jy moet onthou die woord van die Here leer vir ons. Soek eers die koninkryk van God en al hierdie ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Ek en jy kan nie net verwag van die Here om die hele tyd te gee nie. Wat doen ek en jy van ons kant af? Dit is soos 'n pa vir sy kinders. Kom ons dink logies. Gaan enige pa daarvan hou om net die hele tyd vir sy kinders goed te gee en goed te doen, maar sy kinders is nie dankbaar nie, sy kinders is lelik, sy kinders doen nie wat hy van hulle vra nie. Sy kinders
hanteer hom nie met respek nie. Natuurlik nie, geen ouers sal daarvan om dit te doen. Ja, ons is lief vir ons kinders. En ek en jy moet ook onthou, net soos die Here lief vir ons. Hy is 'n God van liefde. Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, om vir my en hy in die kruis te sterwe, sodat ons nie verlore kan gaan nie. En dan natuurlik die volmaakte liefde van ons Here Jesus Christus, wat so geslaan en so gelei het aan daardie kruis vir my en jou, vir verlossing van ons sondes. Kerk van die Here, ek weet julle het hierdie boodskap seker al duisende male gehoor, maar die Heilige Gees plaas dit op my gedagtes die hele tyd. Ek het in die laaste paar maande 'n hele paar keer hierdie boodskap al gebring, elke keer op 'n ander manier soos wat ek gelei word deur die Heilige Gees. Want dit is belangrik, dit is krities. Ons beweeg in 'n tyd in waar dit belangrik is. Ek en jy moet nuwe wynsakke word. Ons kan nie verander en 'n nuwe wyn in ons inneem as ek en jy nog ou wynsakke is nie. Ons moet ophou om vas te hou aan die ou standaarde, die ou manier van dinge doen. Ek het in my tyd in die werksomgewing geleer dat jy kan nie dieselfde ding doen en dan ander resultate verwag nie. Ek en jy moet hoe ons dinge doen, hoe ons tyd spandeer, saam met wie ons tyd spandeer, waarna ons kyk, waarmee ons besig hou verander, sodat ons nuwe resultate kan kry, sodat ons nuwe wynsakke kan word, sodat ons nuwe kinders van die Here kan word, sodat ek en jy weer in sy teenwoordigheid kan inbeweeg, sodat ek en jy weer vol vuur kan word van hom, sodat ek en jy weer vol lewe word, sodat ons hierdie woord van hom so op ons hart het, dat strome lewende water uit ons binneste uit kan vloei, sodat ons ander mense kan aanraak, sodat mense sien wat ons het en kan sê, ek smag daarna, ek wil ook dit hê wat jy het. Ek wil ook 'n kind van die Here wees. Ek wil ook met mense praat, ek wil ook so oorborrel van die Here, ek wil oorborrel van sy woord. Dis belangrik, kerk van die Here. Dit laat my altyd dink aan die gelykenis van die 10 maagde, die 5 dwaase en die 5 slim maagde, waar die 5 nie genoeg olie gevat het nie, en toe die bruidegom kom, was hulle nie reg nie, of hulle was nie daar nie, en hulle kon nie saam toe gaan nie. Watter een van daai stel maagde is jy, kerk van die Here? Is jy reg? Is jy voorberei? Het jy alles in jou vermoë gedoen, sodat jy in die teenwoordigheid van die Here kan inbeweeg, en hy gaan vir jou sê, mooi so goeie getroue diensknegt, of gaan hy vir jou sê, gaan weg, ek ken jou nie. Dis baie belangrik. Ek en jy se saligheid hang daarvan af. Onthou, die ewige lewe is nie 'n kort tydjie nie. Ek en jy is net vir 'n kort tydjie op die aarde. Al die dinge hier is dinge wat ek en jy beleef vir 'n kort tydjie. Dit gaan verby. Dis nie ewigdurig of het nie ewigheidswaarde nie. Al die dinge van die Here is daarbo, dis by hom. En alles wat ek en jy hier doen, moet vir ons 'n plekkie skep, dit moet vir ons voorberei vir die ewige lewe saam met ons Here Jesus Christus en die Here. Is jy reg daarvoor? Is jy bereid om al hierdie dinge op die aarde een kant toe te stoot en meer tyd saam met die Here te spandeer? Nou, ek en 'n paar ander medegelowiges het nou die dag 'n interessante gesprek gehad oor tiendes. En interessant, as ons kyk na 'n tiende, dan verwag die Here sekerlik 'n tiende van ons tyd. Hoeveel van jou tyd spandeer jy elke dag aan die Here? As jy 'n tiende van jou tyd moet spandeer elke dag aan die Here, dan is dit 2 ure en 40 minute. Spandeer jy soveel tyd saam met die Here? Ek dink nie baie van ons kan sê ja nie. En ek weet, dis moeilik, veral as jy kinders het, as jy werk het, jy kom by die huis, jy is moeg. Maar ek en jy moet regtig probeer, ons moet soveel moontlik tyd saam met die Here spandeer. Jy weet, ek spandeer elke dag, ek praat met die Here, ek praat met hom asof ek met 'n mens praat wat langs my loop. Ek gesels met hom. Ek gaan sak nie op my knieë die hele tyd en bid en praat met die Here nie. Ek praat met hom. Ek praat partykeer sonder hardop. Ek dink mense dink partykeer ek is nie lekker nie. Maar ek gee nie om nie, want ek praat met my hemelse Vader. Ek vertel vir hom as dinge my pla. Ek praat met hom soos wat ek met my pa sou gepraat het toe hy nog gelewe het.
Ek beweeg in sy teenwoordigheid en ek sê vir hom, Abba Vader, hierdie is dinge wat nou gebeur. Ek hou nie hiervan nie. Wat moet ek doen? Gee my leiding. En dan bid ek vir krag en wysheid en insig. En die woord van die Here sê ek en jy moet nie op ons eie insig staat maak nie. En ons moet ook nie op mense vertrou nie. Ok, ek van die Here, ek weet, hier hang 'n swaard in ons kop en daar's 'n moontlikheid dat ons weer in 'n heavy lockdown van level 5 kan ingaan. Maar ek dink nie ons moet te veel daarop fokus nie. Ek dink ons fokus moet op die Here wees. Fokus jou tyd, fokus jou energie op die Here. Spandeer meer tyd saam met hom. Spandeer meer tyd in sy woord. Dit is baie belangrik. As jy vra het, jy gaan antwoorde hier kry. Nou kerk van Here, ek wil afsluit met 'n teksvers uit Psalm 121. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde geskape het. Die Here sal ons nooit begewe of verlaat nie. Hy los ons nooit alleen nie. Ek en jy is die persoon wat ons terug op hom draai en wegbeweeg van hom af. Kom ons draai om, kom ons gee daai eerste stap terug, kom ons beweeg weer terug in sy teenwoordigheid. Onthou het ons Here Jesus aan daai kruis gesterf en daai voorhangsel geskeur. So daar's niks wat ek en jou weghou van sy genade troon af nie. Daar's niks wat ons keer of verhoed om nie in sy teenwoordigheid in te beweeg nie. Doen jouself 'n guns vandag. Keer terug na die Here. Begin bou aan jou verhouding, werk aan jou verhouding, maak reg jou lewe. Ons weet nie hoeveel tyd het ons nie. Ja, ek en jy weet hoeveel geld het ons aan ons bankrekening. Dit is so maklik met die tegnologie van vandag, maar weet ek en jy hoeveel tyd het ons nog oor op hierdie aarde? Nee, ons weet nie. Wat gebeur as ek en jy môre doodgaan? Waar gaan ons heen? Weet jy verseker dat jy na die Here toe gaan? As jy nie seker is nie, dan wil ek vir jou vra, maak reg jou saak met die Here. Maak reg jou lewe. Beweeg in sy teenwoordigheid in. Ek kan dit nie genoeg sê vir elkeen daar buite nie. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Ek kan dit nie genoeg herhaal nie. Kom ons sluit af met gebed. O Vader, dankie Here vir die wonderlike God wat U is. Dankie vir die wonderlike Vader wat U vir ons is, Here. Dankie vir alles wat U doen vir ons elke dag. Dankie dat U ons eerste lief gehad het, Here. U so wonderlik is en dankie vir elke ding wat U vir ons doen. Here, my gebed is dat U sal kom en elke persoon wat vandag na hierdie boodskap luister sal aanraak, dat Here sal vol met die vrede, met die liefde, Here. Elke persoon wat geliefd is van die dood afgestaan het, Here, dat Here sal aanraak, dat Here sal dra, dat Here sal bystaan in hierdie moeilike tyd, Here. Dat elkeen wat deur hierdie COVID-19 pandemie getref is, Here, dat U sal intree na omstandighede. Ek weet baie mense het hulle werk verloor, Here. Baie mense het hulle inkomste verloor. Baie mense het hulle inkomste verloor en net nie meer eers om te gaan, Here. Dat U daadwerklik sal intree in elke persoon se lewe en die veranderinge sal aanbring en vir hulle uitweg sal gee, Here. Ons dankie vir al die dinge in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Baie voorspoedige week vir julle verder. Baie Jesus liefde. Totsiens.